Goeiedag en baie welkom op hierdie tweede Adventsondag, ook waar ons so saam met die Here is. As 'n fotum, as 'n vertrekpunt, die woorde van Filippense 4, hierdie Sondag van vrede, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hoor hoe hierdie God ons ook in hierdie oomblik en in hierdie erediens, hoe hierdie God self ons groet. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en ook deur sy Seun Jesus Christus wat gekom het, hier is en weer gaan kom, en die Heilige Gees wat ook in hierdie adventtyd God se hoop, God se vrede, God se vreugde en liefde in ons harte wil laat leef. Kom ons sing 'n lekker Kerslied saam. Kom alle getroues, lied 3, 4, 5, heerlik saam.
Hoe wonderlik is dit om in hierdie Kerstyd ook so saam te wees. Voordat ons teksgedeelte gaan lees, kom ons word vir 'n oomblik stil. Here, ons is opgewonde en ons sien uit ook in hierdie Kerstyd dat U ons opnuut en op 'n vars manier ons oë sal oopmaak vir dit wat U ook in hierdie wêreld kom doen het. Dat U Immanuel, God by ons en God met ons is. Here, ons is in afwagting, ons sien ons met groot opgewondenheid uit. Ook wat in hierdie Kerstyd in ons lewens gaan gebeur. Mag U deur U vrede en deur U genade ook so by ons wees. Mag ons op 'n dieper manier U beleef, ook hierdie Kerstyd. Dit bid ons, Here, as kinders wat dit graag afhanklik van U is en dit graag ook so wil leef. In Jesus Christus naam. Amen. Vanoggend is ons teksgedeelte uit Jesaja 9 en ons lees daar vanaf vers 1. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel, soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat se skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig in stand hou, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Vir ons is 'n seun gebore en aan ons is 'n seun gegee en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. En hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Dit is ons teksgedeelte wat ons so saam gaan lees. So hierdie gedeelte wat ons op vandag gaan fokus is hierdie Sondag van vrede en Vredevors. Nou, hierdie Vredevors het twee dele, die woord vrede, wat vir ons almal bekend is, en dan die woord vors, en die woord wat ons nie meer so bekend is nie, wat ons so gereeld gebruik nie, maar die woord vors, heerser of koning, en iemand wat die koninkryk het waaroor hy regeer, 'n vors, is iemand wat oor 'n koninkryk regeer, en die Vredevors is 'n vors wat vrede bring, 'n koning wat 'n koninkryk van vrede tot stand bring. Nou in Hebreëus in die Ou Testament is die woord vrede, die bekende woord shalom, die vrede van die Here. Nou hier die woord shalom beteken, dit is wanneer iets heel is, wanneer 'n steen heel is, sonder kraak of bars of 'n muur wat heel is, in sy geheel is hy heel. En in daai geheelheid, daar is vrede. 'n stad is 'n stad wat 'n klomp komplekse stelsel is, maar daar waar 'n klomp dinge gebeur, en wanneer hierdie stad in harmonie met mekaar leef en al hierdie komplekse rolspelers elkeen hulle funksie verrig, dan is daar shalom, vrede. En dit is iets waarna elkeen van ons smag, en ons weet as ons 'n bietjie wêreldgeskiedenis volg, is daar groot afwesigheid van vrede. Die oorlog wat woed tussen die Palestynë en Hamas, die oorlog wat steeds woed tussen Rusland en Oekraïne. En hoe hierdie wêreld
smag na vrede. Meer onlangs in hierdie Amerikaanse president wat 'n skietstilstand afkondig. Nou, hierdie vrede is nie net 'n skietstilstand nie. Vrede, hierdie shalom of hierdie eirene is meer as net die afwesigheid van konflik of meer as net die afwesigheid van geweld. Maar dit wil dit op 'n manier 'n paar trappe verder voer. Is daar waar twee aparte koninkryke wat met mekaar in hierdie konflik gewikkel was, nou op 'n ander manier weer vir die voordeel van mekaar heelheid en herstel bewerk. Nou hierdie vredefors het dit kom doen. En ek dink baie keer in my en jou lewe het ons ook nie altyd vrede nie. Ons sien ook so na hierdie vakansietyd uit, of Kerstyd uit, waar ons net bietjie weg kan kom van die konflik, waarin ons dalk die heel jaar, konflik dalk by die werk, of konflik in onsself en van ons verhoudings. Partykeer dalk ook konflik wat ons tussen God beleef. En dan wanneer daar hierdie konflik is daar amper 'n tweespalt. Iets van die shalom van die Here, iets van die heelheid van die Here wat nie heers in ons midde nie. En nou kom Jesaja in hierdie profesie wat vervul word met Kersfees, wanneer Christus gebore word. In Jesus Christus is die lig wat daarvan gepraat word, is Christus self. En die seun wat vir ons gegee word, die een wat genoem word vredefors. En dit is, soos die skaapwagters daar sê in die stad van Dawid, is daar vir ons 'n verlosser gebore. Dit is hierdie Here, dit is hierdie Christus. En menigte engele wat saam God geloof het en gesê het, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir wie die mense in wie God 'n welbehae het. Vir ons is hierdie vredefors gebore. En hierdie vredefors is anderster as vrede van die wêreld. Die vrede wat ons vredefors gee, is nie 'n vrede wat ons self kan bewerkstellig nie. Ons kan dit nie self in beweging bring nie. Dis iets wat vir ons gegee word. En dit is sy vrede. En daar in Johannes 14 dan sê die Here Jesus self, my vrede wil ek vir julle gee. Die vrede wat ons ontvang wanneer daar vrede tussen ons en God kom, dis vrede wat ons ontvang, omdat die vredefors vrede tussen ons en God bewerk het. Die vraag is, hoe ontvang 'n mens hierdie vrede? Vrede wat ondanks omstandighede waarin ons is. Dit is 'n kalmte wat jy het, terwyl alles rondom jou uitmekaar uitval. Dit is iets wat jy het ten spyte van moeilike omstandighede. En deur onder die heerskappy van hierdie vredefors te leef, deur te besluit om nie meer die lewe op my eie te neem nie. Hierdie is 'n lewe, is 'n reis wat ek saam met Jesus deurbring. En dit beteken nie dat ons gevrywaar is van teleurstelling nie. Daar gebeur steeds dinge wat vir ons moeilik is en wat vir ons voel asof dinge uitmekaar uitval. Maar dan as ons hierdie vrede het, dis vrede wat niemand by ons kan wegvat nie. 'n Vrede wat van God self kom. Ek weet nie wie van julle het hierdie afgelope tyd
die verhaal van die musikant, die jong musikant John Du Plessis, beter bekend as Jan Bloukaas, gevolg nie. Ek weet nie wie van julle het sy storie gevolg nie, en ek moet eerlikwaar sê, ek het eers eintlik hier teen die einde van sy verhaal, het ek sy omstandighede begin navolg, waar hy 'n laaste album opgeneem het, breinkanker wat by hom gediagnoseer is, en hy wat eintlik hier moedig veg teen hierdie ongenaakbare siekte. Maar daar is 'n wonderlike omsmaai en gebeurtenis in hierdie jongman se lewe. Hy het 'n album bymekaar gestel, en 'n klomp van sy vriende in die musiekbedryf het ingespring om dit moontlik te maak. En ten spyte van dat sy liggaam fisies besig is om uitmekaar uit te val, het daar 'n sterk belydenis oor sy lippe gekom. En daar's 'n video of 'n TV-program gemaak waar Reinhard Hugo in die program Net Mens sy storie vertel. En dit het so 'n paar dae gelede het dit uitgesaai. En daar's 'n oomblik net voor die program eindig waar hy saam met sy ma en sy pa in 'n reistool so oor die vallei iewers in die Kaap oor die vallei uitkyk, en waar hy sê, maar die Here is my verlosser. En die tweede keer toe hy dit sê, toe basyn hy dit so oor die berge uit. Die Here is my verlosser. Amper 'n oomblik waar jy niks anders kan sê as om net vol emosie te sit en vir die Here dankie te sê wat hierdie vrede wat hierdie man beleef. Vrede ondanks die feit dat hy letterlik die dood in die oë staar. En dit echo elke keer wanneer ons na sy musiek luister, dat hy is geskenk gelos. Hy het getuig van die een wat vir hom vrede gee. Die een wat vir hom kalmte kom bring het. Ook in sy eie gemoed. En mag ek en jy in hierdie Kerstyd, mag ons sien hoe die vredevors vrede wil bring. Vrede bring tussen jou en God self. Vrede wil bring tussen jou en ander mense. Hoe dit nie net 'n afwesigheid van konflik is nie, maar dat dit transcendeer, dat dit veel meer is. Dat dit hierdie heelheid of hierdie herstel, totale herstel is. En mag jy, terwyl jy al hoe nader beweeg, ons beweeg aan Advent, al hoe nader aan die lig van hierdie wêreld, die geboorte van Christus. Mag ons ook sê dat die prins van vrede, of die vredevors, het vir my vrede gebring. En daarom wil ek nie net hierdie vrede ontvang nie, maar wil ek ook 'n draer en 'n agent van vrede wees. Nie net vir hierdie Kerstyd nie, nie net omdat dit nou die tyd in die seisoen is, waar ons vrede maak en almal groet en met almal vriendelik is nie. Maar dat ons diep oortuig is van 'n vrede wat ver verby ons verstaan strek. En om met daardie vrede ook vrede tussen ons en God bewerk het. Mag die prins van vrede, mag ons hom noem vredevors. Ewige Vader, magtige koning, vredevors, ook in ons lewens. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat U die vredevors is en wil U ook vrede in ons lewens kom bewerk. Dankie vir U genade en vir U goedheid. Mag ons U vrede ervaar en U vrede ook gaan leef. Amen. Ons sing lied 350.
ontvang dan nou ook so die seën van die Here. God se hoop sal vir jou anker wees te midde van wanhoop. God se vrede sal oor jou hart en verstand die wag hou. God se vreugde sal jou dra, ook in tye van hartseer. God se liefde sal so 'n werklikheid in jou wees, dat ander Christus in jou sal beleef. Amen.